Goeiedag en baie welkom op hierdie reis van formasie. Ons maak ons lewens oop dat die Here sy woord in ons lewe kan inwerk. Ons denke vorm, ons gedagtes vorm, hoe ons kyk vorm. Dit is so belangrik want ons almal lewe met idees oor onsself, oor ander mense, oor hom, oor ons wêreld. En een spesifieke idee wat oor ons pad kom, wat ons al gesê het of ontvang het, is alles gebeur met 'n rede. En ons kan dalk dink dit is net 'n vinnige woord van vertroosting, maar die idee agter dit vorm ons, het 'n impak op ons. En ons vra die Here om ons gedagtes te vernuwe, ons te bekeer, dat ons kan kyk soos hy kyk. Dat hy vir ons 'n lig sal skyn, daar waar daar idees is wat nie volgens hom is nie. En dat hy dit sal vorm en vir ons 'n nuwe hart sal gee en skep in ons. Ons lees uit Romeine 8 uit en jy is welkom om te volg op die skerm. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid. Ons is immers verlos in hoop. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek en jy weet dat Romeine 8:28 'n baie bekende vers is. Mense gebruik dit die hele tyd. Dis vir my soos 'n seënboksie vers. Ek noem dit 'n seënboksie. 'n Seënboks is daai versameling verse wat ek uit konteks kan ruk en opsê sonder om in ag te neem wat voor of na dit kom, want dit voel goed. So ek gebruik dit. Dit kan bemoedig. En mense gebruik byvoorbeeld Romeine 8:28 om hulle self te verseker dat wanneer slegte goed gebeur, daar sekerlik goeie dinge sal gebeur. En jy mag dalk dink, hoorie, ek het nie by die universiteit ingekom waar ek graag wou nie, maar dis omdat daar iewers 'n beter universiteit vir my is. Of, ek het nie met die meisie of die ou getrou met wie ek wou trou nie, maar dit beteken eintlik, daar's iewers iets beter vir my. En dit is so, daar's waarheid in dit, maar dis nie die hele belofte nie. Daar's 'n klein woordjie tussen verse 38 en 39 wat aandui dat hierdie verse saamgaan. En dis die woord vir, of omdat, sekere vertalings het woorde, maar wat daar gebeur is, Paulus sê vir ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, vir die wat hy lank tevore verkies het. En hy het ook bestem dat hulle gelykvormig sal wees aan die beeld van sy seun. Dit is baie belangrik, want as ons dit so lees, kom ons agter, God beloof nie net vir ons beter lewensomstandighede as ons hom liefhet nie. Hy beloof 'n beter lewe. Universiteit en huwelik is omstandighede. Ons praat van 'n vreugde wat verder gaan as omstandighede. Ons praat van 'n werk waarmee jy besig is wat verder gaan as dit waarin ek myself net nou bevind. En hier's 'n belangrike beginsel. Jesus Christus het nie gelei sodat ons nie sou ly nie. Hy het gelei sodat wanneer ek en jy ly, ons soos hy sal word. Dat daar formasie in ons sal gebeur, skuwe in ons sal gebeur. Die evangelie beloof jou nie beter lewensomstandighede nie, dit beloof jou 'n beter lewe. En God se doel in jou lewe is om jou meer soos Jesus te maak.
Die goeie waarvan Romeine 8 praat, praat nie van goeie omstandighede nie, asof elke gebeurtenis later outomaties tot 'n groter of beter een gaan lei nie. Die goeie van Romeine 8 is God wat aktief aan die werk is in jou omstandighede. En hy werk dinge vir goed. Hy is goed. Sonder uitsondering, op elke oomblik werk God daarna. Daardie pynlike hoofstuk in jou huwelik, daardie verraad by die werk, daardie kroniese siekte. Ons weet, daai goed, daai oomblikke vorm ons. Dit vorm ons. En daar sal 'n tyd kom as ek my geloof in God werk, wanneer ek sal sien dat hierdie pynlike hoofstukke, al die hartseer en die trane, die nadeling, die teleurstellings, deur God gebruik is vir een doel, om goedheid tot stand te bring in my. Goedheid tot stand te bring in die skepping. Goedheid tot stand te bring in die wêreld. Ek en jy kan kies hoe moeilike omstandighede ons vorm. Ek was al aan albei kante, waar ek toegelaat het dat die slegte my hart verbitterd los, hartloos. En ek moet vir jou vandag sê, dit was nie 'n lewe nie. Dit was nie 'n lewe nie. Maar toe ek myself begin oopmaak en vertrou en geloof het dat God besig is om te werk in daai omstandighede, maar ook te werk in my. Ek het 'n keuse hoe hy my kan vorm nou. Ek kan hom toelaat om my te vorm. Ek kan hom toelaat om vir my 'n nuwe hart te gee. Ek kan hom toelaat om die verharde, bitter, kwaad in my te gebruik en te vorm en vir my 'n nuwe hart te gee. As ek hom toelaat, dan word ek meer ek. Dan kan ek iets van myself met hierdie wêreld deel wat net hy in my gevorm en geplaas het. Want as ek dit self moes vorm, was dit nog meer stikkend. Kan jy toelaat dat hy jou vorm? Ek weet, dit is nie maklik nie. Dit is nie altyd lekker nie. Wanneer slegte goed met ons gebeur. As jy vandag stil word by hom, hoe sou dit wees om jou woorde te tel? Jy het dalk al gehuil oor die omstandigheid waarin jy is. Jy het al met hom beklei daaroor. Wat as jy nou in jou gebedstyd jou woorde inhou en eerder jou hart gebruik en jou hart oopmaak en hom toelaat om te kom vorm? Net die eenvoudige gebed is: Here, vorm in my. Vorm my 'n nuwe hart. Geef my nuwe oë. En om toe te laat om dit te doen. Net by hom te wees in stilte. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U sal aanhou in ons werk, al verstaan ons nie, al het ons nie die antwoorde nie. Kom werk in ons. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U bly wag ek, nederig en stil. Amen.